My maats, and welcome back to yet another Braai adventure. Now today we are visiting a beautiful place. Jonas, waar is ons vandag my maat? Ons vandag by 'n lekker plek, Die lieflike wat? die lieflike Muizenberg. My maat. So guys, today we are at Muizenberg. You guys will know it for its beautiful scenery. But die bekende kleurvolle huisies my maat. Mooi, 'n mooi area, 'n lekker beach. Yes. Nee, Baie mense vandag. hey, dis nogals nie 'n bad dag vandag vir die strand. Ons nooi hulle almal vir 'n braai. Jy sê jy vandag 'n groot braai maak. Dames en here, ladies and gentlemen, I also want to say before we start this video will be a tinge bit different from other videos. We have been invited by some of our subscribers to come braai at their home. En ons is verskriklik opgewonde om saam met hulle die dag te deel. Ja, ek dink ons sien nou al vir 'n maand uit na hierdie geleentheid. Ja, ons is nou al lank genooi na hierdie geleentheid toe. Ons gaan by hulle huis gaan braai, ons gaan 'n paar goedjies in Muizenberg vir julle wys. En ons gaan op 'n geheime ding gaan nader aan die einde van die video waaroor Sean baie opgewonde is. Ja, nogal. Ek kry sommer nou hoendervleis. Ek weet nog nie of ek vir julle wil sê nie, maar kom ek sê vir julle so, dis Oktober maand. So gebruik jou brein en dink 'n bietjie verder wat dit dalk kan wees. Nou Jonas, sonder enige verdere aanwagting, kom ons vat 'n loopie af, ons kyk na die kleurvolle huisies en ons begin hierdie braai adventure. Ons gaan sommer braai in een van hulle. Jy sê daai ding? Ja, kom. Come on. My maats. Julle het nie gedink dit gaan ooit so vroeg in 'n video gebeur nie, maar dit is nou alweer tyd vir wat Karen? Vinnige feite met Karen. Vinnige feite met Karen. Karen, soos altyd lyk jy omstandig vandag jongdal. All in black. Jy voel vandag Muizenberg in jou Yes, bene, in yes. jou voetjies. En tussen my tone. Ja. Nou Karen, ons staan nou langs hierdie lieflike mooi strandhuisies, Yes. kleurvolle huisies. Kan jy vir ons ietsie vertel daarvan? So die kleurvolle huisies is in die 1900s gebou. Yes. Omdat daar nie kleedkamers was in daai jare nie. Wow. Ja, so hulle het hierdie gebou vir mense om hulle cozies aan te trek. Ja, Ontkleed. hulle one pieces, nee one pieces. Dames en here. Ja, so dit was gebou vir hulle. Maar nou kan jy hom uithuur. As jy wil aantrek op die oomblik, jy weet, soos as jy wil gaan swem, kan jy dit uithuur. En elke kleur is vir 'n soos as jy hom nou wil, as jy dit jy nie kan vergeet nie. Yes, alle kleure is vir 'n ander eienaar. Vir 'n ander eienaar ook, ja. Ja, dis wonderlik. So nog 'n ding wat ek ook miskien met jou kan deel, is Muizenberg is baie bekend vir hulle surfers. Vir hulle surfers. So daar's baie mense wat hierso kom surf. Ek weet daar's 'n paar haie ook hierso. So as jy kom surf, wees maar versigtig. Ja. Maar ja, dis interessant om te weet. Hulle staan al vir baie lank hierso. Hulle baie lank. 1900s. 1900s af. So hulle het 'n goeie geskiedenis en ek dink dit is so deel van Muizenberg as 'n mens sê Muizenberg dan dink jy aan die kleurvolle. Hulle dit is die eerste ding wat jy oppop. Dis synonymous eintlik Yes. met Muizenberg. So dames en here, dit was nou weer eens gewees. Vinnige feite met Karen. Dankie ou Karen. Jy's dan so oulik. So ja, kom. Jo, Jonas. Ek sê dit is nou so 'n mooi dag vandag, ons 'n bietjie voetjies nat maak. Ja, nee. Ons gaan kyk, ons gaan 'n vries bietjie. Dink jy die water is bietjie warmer hierdie kant? Ja, ek het gedink so, maar nou weet ek nie meer. Nou nader ek loop op kouer raak. Ek dink jy om kop eers in te gaan. Ja. Weet jy wat? Ja. Ek dink al by Blouberg is dit kouer. Nee, dit is. Ek wat van die Blouberg af kom is dan baie meer gewoond aan die koue water. Dis net lieflik ou, dis so 'n jacuzzi. Hæ? Ek sê nou waar ons nou vandag gaan is ook 'n lekker swembad. Dink jy? Ons 'n bietjie swem ja. Ons maak vandag. Natuurlik my maat. Nee, die water is in 'n gat nie bad ja. Baie lekker. Jo, verfrissend. Maar nou ja, kom ons gaan eet iets. Jy's honger, jy lyk alweer vir my maar en min ou. Ja, gaan 'n bietjie na die stalletjies toe gaan eet ons. Kom ons gaan doen dit. My maat.
so we're here in Kalk Bay at the moment. I'm going to talk a bit of English today as we are in the more English area. So yeah, we are here at Kalk Bay. There's a lekker long street full of little stalletjies, full of little markets. En kameravrou 1, sy like om in die markies en die winkeltjies in te gaan, so ons gou vinnig by die afloop. Sean is very hungry, so we need to go get him some stuff. So we are going to go through here and show you guys what's happening. And today's video we're going to be doing Kalk Bay, Muizenberg, and maybe a bit of Simonstown as well, so we're kind of grouping the three in together. So we'll see you there. Bye, maats. So here in Kalk Bay, we just stopped at one of the local shops. Ons het ons ou samosakkie gekry, Jonas. Dis 'n massiewe ding. Dis nie 'n samosa nie, dit is 'n samosa. En ek het nog nooit die potato en pea ingetraai en so. Ja. Dit is lekker. Cheers op my maat, kom ons vat 'n lekker hapie daar. Nog wel lekker. Hy sal 'n gaatjie volmaak. So, ons gaan so 'n klein bietjie afloop. Ons nou vinnig vir julle 'n paar craft shoppies en goeders gewys. Baie oulik. Die antiekplek, very interesting. As jy hierdie kant toe kom, gaan maak 'n draai want daar's 'n paar party van die goeders wat jy net aan jou ouma se huis sal sien. Ek het nog eens van daai goed gesien het. Dis rare. Nou shinies. Baie. Well, we're gonna walk down here a bit still. We're just gonna finish eating quickly, and then we'll take you on the rest of hierdie braai adventure. Nee, my maat? My maat. As julle, so ons het nou klaar geëet hierso. Ek het julle nou beloof ons gaan 'n entjie stap hierdie kant toe af, maar ek dink nie ons gaan dit doen nie. Ek dink ons gaan nou weer terug in die hoofstraat in, kameravrou 1. En nou sit in Ede daarso in die blommetjies. Te fraai. Sy wil gou vinnig nog by een of twee winkeltjies ingaan. Ek gaan nou nie vir julle wys nie, ek dink dit is meestal klere winkeltjies. En ja, dan gaan ons dan nog 'n markie toe, Tokai mark, hulle daar weer. Tokai mark. En na ons dit gedoen het, is daar nog so 'n paar lekker dingetjies install en dan is dit amper tyd vir die man. Vir die man so groot tyd. So kom ek wys vir julle en kom ons sien julle daar, my maats. O ja, en voor ek gaan hierso, hier agter ons is die Nelson Mandela Hotel. Probeer kan my hoor met hierdie bikes wat so daar is. Daar is ons die Nelson Mandela Hotel. Nou kameravrou 1 het vir my gesê dis baie bekend vir high teas en daai tipe goeders. So julle kan definitief hierdie kant toe kom en vir julle ou high teakie organise as verblyf ook. So please come visit. It's a very nice place. Trek vir jou mooi aan en geniet die tee. Lekker. Kom ons gaan. Sê julle, en ek dink julle gaan my nou weer sien nie, want ons al weer tyd vir vinnige feite met Karen. Vinnige feite met Karen. Karen, nou sit ons aan die alipad daai kant toe gaan loop nie, maar ons kan nog soos die kykers wys hoe lyk dit hierso. Wat is jou vinnige feit oor die pragtig van 'n hawe? So die hawe hierso is die laaste aktiewe vissermans hawe wat jy kry. So al nou en dan sal jy sien hulle gaan uit met klein bootjies en goeters, maar hulle bring terug snoek en harder. Okay, is dit die laaste aktiewe een in hierdie area? Ja, in hierdie area. Okay, want daar is nogals heelwat hawekies, maar ek sien nie bootjies
Dit lyk baie veldrif vir my. Ja. So ons is bekend met veldrif. So ja, dis baie cool. So wat haal hulle uit? Arders en snoek. My miskien vir ons 'n lekker vars snoek gaan Ag, kry. sal lekker wees, né? Ja, Jonas maak 'n wille snoek, so ons moet definitief gaan kyk. Maar Karen, ek sê dit altyd, maar jy is 'n beacon of knowledge. Beacon of knowledge. Ag, kyk hoe mooi. As my maats, kom ons gaan loop gou vandag. Ek dink kamera vrou 1 gaan nou gou vinnig 'n winkeltjie besoek. Ek gaan nie vir julle wys nie en dan gaan ons ry. My maats. Nou, Jonas, hier is alweer by 'n pragtige hawe. Wat 'n hawe is dit, my man? Ek dink die is Kalkbaai. kaal. Wat al van my maat. Jy Dit is lyk mos so, dit lyk baie asof dit 'n snoekkreef vibe is. snoekparadys, my Ja, maat. hier is die kreefbootjies, daar's die kreefvoeltjies. Kyk hoe daar's se dames en here. Daar's ons die kreefbootjie. Ja, soos kreef en snoek. Soos Karen gesê het met die vinnige feit, hierdie skreef in snoekwêreld, ou maat. En laat harder so kyk hierso. My man. My ou, Jy gaan swem, ou. Ons moet hom gaan join. my vader. Nee, goed, hierdie water is seker lekker koud. Nee, maar dis lekker ou vriend, die rustigheid weer eens van self hierso. Ja, ek het vandag 'n lekker tyd hier. So. Ek self, ou maat. Weet jy, ek like dit so die Weskus dorpies het dieselfde gevoel, maar waar daar 'n boot en al hierdie hawe vibes is altyd so rustig en idyllies en Lekker, ja. kalm. En dan gaan jy terug stad se kant toe, dan is dit craziness my maat. Dan is dit tiet. Daai straat waar ons nou net was nogals besig geweest, ou vriend. Ja, En ja, dames en here, as julle ooit hierdie kant toe kom, ek kan vir julle wel sê parkering is 'n bietjie van 'n challenge. Is tyd. Dit is 'n bietjie van 'n moeilike ding om parkering te vind hierso, maar as jy parkering gevind kan kry, dan moet jy definitief 'n loopie vat en kom kyk hoe pragtig dit is hierso, want ja, ek kan nou net hier sit vir die dag en net chill. Ja. Lekker vispaseltjie eet so. Ja, so ek gaan gou vinnig vir julle omvat. Volg my. So daarso kan julle sien is kalkies. Nou kalkies is 'n baie bekende vis en chips plek, né? Kamera vrou 1. Baie bekend in hierdie area. Ons het nou ongelukkig al klaar die paai en goeders gekry. Maar miskien gaan ons vir ons 'n ou chip paseltjie kry, Ja, Jonas. ons doen dit vir die video. Ons kry vir ons ietsie ligs om gou aan te pesel want almal sê dit is so legendaries die kant dat ons moet dit te gou gee, hè? Ons gooi hom Sê in. nou hoeveel vis kan jy in hierdie maag pas? Die team se moesa sit hier so. Okay. So hier kan nog die vispasel en dan het ek hierdie hele maag vir die braai van. Nee, jy het altyd plek vir braai ou maat. Hulle moet die bose, die ander goedjies en hierdie is Ja braai. nee, so ek pak hulle so hier en dan val die braai Ja, my braai sit nou weer net in my boude. Ek het braai boude sê hulle vir my. Maar okay, kom ons gaan kyk hoe lyk kalkies daar binne en ons vat julle saam. My maat. Dames en here, so ons wou nou vir ons graag 'n stukkie vis hier by Kalkies gekry het, maar ongelukkig is die wagtyd op die oomblik 45 tot 'n uur en daar's baie adventures om gedoen te word. Ons kan nie nou vir 'n uur stil staan nie. Wat ek wel vir julle kan sê is ons het met iemand gepraat wat daar 'n stukkie vis geëet het en hulle beloof, dis bo gehalte. So ons kan die mense maar nooi na. Ons kan die mense nooi. Ek gaan hierdie klein menuetjie sommer hier langs my gou in-edit. Dis die spasie hier so kamera vrou 1. Aan daai kant sal ek hom gou in-edit, so ek sal vir julle wys presies hoeveel kos die goeders hier. Heel bekostigbaar. Dis maar die pryse wat 'n mens hier in die Kaap betaal, maar ek sê vir jou, dit is so besig al binne. Ek beloof vir julle dit is gehalte, so kom kry vir julle. Pryse is daar. Ek kan dit aanbeveel volgens die ander ou wat ek mee gesels het, maar vandag ongelukkig die pad roep vir ons my maar die Ek pad. nou window shopping dan sien ek van die eet. Dis reg ou vriend. As my maats kom ons gaan aan. My maat. Asai, tyd om vir ons om aan te beweeg. Ons gaan nou wat Boys Drive toe gaan, Charlies. Dit is 'n shark lookout, soos julle wys hoe lyk dit van daar bo af. Baie opgewonde om te gaan kyk. Dit is 'n bekende shark lookout, so ja, Jonas. Kom ons gaan.
plaas ons hier so by die lookout point in Boyers Drive. Nou, as jy hierna toe kyk, hier's 'n klein hokkie hierso. Pivot gou vinnig daar, kamera vrou 1. Nou daarso, is al baie shark spottings wat hier aangaan. Want Meisenberg in die see hierdie kant is baie bekend vir sy haie, Jonas. Wat dink jy my maat? Mooi, né? Dit is baie mooi, ek kan net op kyk. Pragtig. So, van hierdie angle af, ek sal nou vir julle 'n bietjie B-roll overloop. Dan kan julle nou sien hoe mooi lyk dit regtig, want dit is regtig breathtaking. Dit is een van die mooiste views wat ek al gesien het. Jy kan die hele strand van die heel sien. Ja, dit is regtig baie mooi. As julle ooit hierdie kant toe kom en julle kan gou vinnig 'n afdraaikie maak, stop hierso. Kom haal dit in, kom neem dit in my vriend, hè. Awesome net in. Yes, like it. Nee, dis baie nice. Ja, Hulle sê is Bobbejane ook. jy sê daai ding my maat, jou familie. Hulle sê so, ja. Ja. Ek wil net sê die view hierso is so helder soos my skoonma se toekoms. Yes. Hè? Dis 'n kompliment vir 'n slag Ja, van dis 'n skoonma. kompliment. Maar dit lyk asof hierdie area gebrand het. Ja, so Letterlik, maar. hierdie areas, die berge en goeters, Jonas, hulle is nogals bekend vir hulle brand en as jy reg onthou toe ons in die Parel was, het ek jou vertel van wat gebeur het met die brande. Ja. Kan jy nog onthou? Ja, so vaag weg. So wat ek daai tyd vir hulle gesê het is when there's a forest fire or a field fire, there's a lot of fynbos that gets damaged in the fire. And the great thing about fynbos is once it's burned down, hy groei 3 keer sterker terug. Maar dit lyk al klaar baie mooier vir die proteas en goed wat nou hier uitkom. Daar's 'n paar. Ek sien hulle mooi groen en pragtig. Ek gaan sit 'n ouetjie daar in die berg. Yes, like het hoe daai ou daar gekom hou. In elk geval dames en here, ek gaan vir julle so 'n oombliekie gee om dit in te neem, maar dit is regtig mooi en ek dink baie keer moet 'n mens stilte vind, rustigheid vind en net die mooi inneem van die natuur want dit is min dat 'n mens so iets kan besigtig, hè? Nee, dit is baie mooi hierso. Kom ek wys vir julle. My maat. Nou gaan ons ry. Ons gaan nou loop braai. Amper. Amper, ja. Voel nog so lank. So terwyl ons gou vandag afry hierso in Meisenberg, wil ek eerstens net baie dankie sê vir Heather en Morney. Dis twee van ons subscribers wat ons genooi het hier na Meisenberg se area toe en ons kom baie min hierdie valley in. So ons wil vir julle vreeslik dankie sê dat julle ons genooi het. Ons het nou nog nie gebraai nie, maar ek weet ons gaan sommer baie lekker braai by julle huis vandag en lieflikste mense en ons is verskriklik dankbaar. En ja, dis net great. Dis lekker om te sien die gemeenskap is besig om lekker te groei en om besig om te engage en ons is verskriklik dankbaar daarvoor. Ek dink toe ons Braai Adventures gestig het, het ons nooit geweet ons gaan so 'n lekker gemeenskap van mense kry wat engage met ons en wat opgewonde raak oor die dingetjies wat ons doen en wys en ja, dis net 'n humbling experience. Dis lekker om te sien. Ons is regtig geseënd, regtig. Maar kom ons ry nou die volgende plek toe en ja, baie dankie. There we go, guys. So we just entered the Rhodes Museum, if I'm correct, right? Lovely little place. We are going to take a little bit of a walk us through, show you some of the history. Die kamer waar ons nou is, Jonas, hoor ek dat die dame is oorlede in die bed. Waarom toe vat julle mense altyd toe? Huh?
Jy vat hom met al na hierdie plekke toe. Jy wil hê 'n mens moet gewond raak. Sean is alweer besig om nervous te raak. Ek is nervous, kyk hier. Die hare staan eintlik op. So ons gaan 'n bietjie deur die museum loop, ons gaan 'n bietjie vir julle wys en in die laaste trek gaan ons julle 'n bietjie geskiedenis deel. So kom ons gaan kyk wat Kom hier ons aangaan. gooi. When we stopped at the Rhodes Memorial Museum, we were met with a lovely gentleman called Tony, who is kind of like the tour guide of the Rhodes Museum, and he gave us a full, a full comprehensive tour throughout the entire museum. But unfortunately, it was up into 45 minutes. So we're going to give you guys some snippets, and we might just upload the full run throughout the museum. If you guys are interested, let us know, and I will upload that entire video to the Braai Adventures channel. My mods. A lot of people believe that Rhodes actually started the World War, which he didn't. He may have paid money towards it, but at the end of the day, when the World War broke out in 1899, when the British came out here and they thought, well, we'll be home in 6 months' time. Yeah. Well, it didn't work out like that at all for them. Just the reverse, in fact. Yeah. So at the end of the day, to make a long story short, the British eventually, not being able to win the war, burnt all the farms down, from right to the top, right to the bottom, which I'm sure you are aware of. Yes. And 28,000 women and children died in the concentration camps. Oh, tragic. 24,000 of those people were women, I mean children. So what happened, this is Emily Hobhouse. So when she came out from England, she nursed hundreds of women and children back to normality, but of course the rest did die in different concentration camps. Yeah. But Lord Kitchener, who was in charge of the British Army, he actually deported her, Wow. sent her back to England, and after the war she came back and actually opened 1 or 2 trade schools up in Natal. That's beautiful. And at the end of the day, she went back to England eventually, and she lived to a very old age and died there. And when she died, she was cremated, and today her ashes are at Heroes Acre in Bloemfontein. Wow. So, we're very proud of her. Yeah, no, she's really a saint amongst Not been a people. Bobby. So, she was really a wonderful person. And there's lots of books written on her. Okay. Probably a bit boring to go through a long book. If you can get a very small pamphlet type book, it'll give you a good idea who she actually was. Yeah, I think we should celebrate these individuals who made a difference during that time. Absolutely. So I Well, think she's revered, in South Africa to this day. If I have children coming here from the Free State or from farms, they know more than I do about her. really. Yeah. So she really is revered in that area. Yeah. So as soon as you mention the name, you can see they perk up straight away. Wow. Well, while we are here, do you want to show us some more of the place? I mean, Yeah. Might as well go through a bit of a tour. Okay. And- Right, here we are. so what do we have here? The model. This is the model of the big hole. It's actually built to scale. These buildings are built to scale. So get an idea of the size of the area. Wow, that is insane. Now, they found the first diamond here in 1869. Yes. And Rhodes actually arrived from England here in 1870. He had poor health, and they said, if you come to Africa, you'll improve. So, but he didn't live for all that long. Yes. In the time that he lived, he did a hell of a lot. Yeah. So what happened here, when Rhodes arrived here, there were 50,000 miners. And there was a kopje here called Colesberg Kopje, and they demolished that kopje in 1 year. And then they went down for a kilometer. And over 3 years, they actually pulled out 3 tons of sparkling gems, probably worth a few trillion pounds. Sure. So they closed the hole down in 1914, at the start of the First World War. But that wasn't the reason. The reason was the diamonds had dissipated, there weren't many left, and underground stream pushing up. You can see the diagram there. It actually fluctuates. So that underground stream flows for 200 miles west to a place called Kuruman. You probably know Kuruman. Yes, we know. And hot as hell up the road from there. Yeah. If you go to Kuruman, there's a huge lake called the Eye or Die Oog, and that pushes out 3 million liters of water a day. Wow. And that's fed to all the farms and small holdings in a 10-kilometer circumference via canals. The canals are this wide and about that deep.
And the water is just flowing day in and day out. Incredible. Stop. Okay. Just two more rooms. This one is very short. Please, it's very lovely to hear about all these things. Right, so Where are we now? what I want to show you here, these are beautiful photographs. So once we finish the tour, come have a good look around here. But Yes. what I want to show you here is this house. And that's the one you're standing in right now. Ah, It was built incredible. in 1823, so 202 years old. So when Rose bought the house in 1899, the railway line was already here from Yes. 1882. Yes. And when he bought the house, it then had a corrugated iron roof. And this house here is that one there, which is right next door to us on this side. So Rhodes had his architect, Herbert Baker, draw up plans for a miniature theatre scale. And this is what we see there next door today. Oh, But good. 6 months before they started work, he died. And a chap called Sir Abe Bailey, he bought the land and he actually built the house to Rhodes' specifications. And he finished the house in 1905. And 2 generations of Baileys lived next door here. And they're all buried up on the mountain just behind us here. If you want to go up to the shark spotters on Boys Drive, We were just there. We just oh were my there gosh, before we there's came. steps going all the way down to the We tomb, saw, which is the yeah. size of this room. It's worth going to, honestly. But coming back, That's I 100%. want to take you to the last room now. Yeah. And I think this room, you'll get a good idea of what we've covered already so far. Everything we need to know. And I'm going to ask you a question that I hope you can answer. Oh, I didn't start And if it. you do get it right, you have to sing it. Okay, it's actually a song that Okay. I'm going to tell you about just now. Let's see, Yeah, let's see. Patrick, don't worry. Come through. Thank you, Tony. Oh, here we go. Okay. Right, come through. I'm just covering, this is the last room we normally come to and give you an idea about Rhodes. Now, this is where he's buried at a place called the Metopus, which is 60 miles from Bulawayo. And he's buried just below that big rock there. Now, there's a photograph of the rock and the tomb itself. Okay. Now, what happened here, when he died, they immediately contacted Bulawayo and they sent people out straight away to start digging a hole for him, because that is solid granite. So they probably sent a couple of, well, close to 100 people to start digging. They have succeeded in digging a hole with no problem at all. But then they also found the slab of granite at the bottom of the Metopus, which they actually pulled up with about 40 oxen, and then they sculptured to fit over the tomb. So they left the tomb open until they sculptured this, and Rhodes only got there, 20 days later, and that's where they actually buried him. But now, just to talk about the Metopus, Mugabe, the first president of Zimbabwe, threatened many times to dig up Rhodes' bones and send them back to England. Oh. He never got around to it for 2 reasons. The first reason, this piece of rock here, or granite, weighs 3 tons. So you have a few problems trying to lift that. And secondly, and more importantly, to this day, and in this country too, they believe in a thing called umtagati, which is witchcraft. If you actually desecrate a tomb in any way at all, you will be sentenced to death virtually by your own hand. Yeah. No one's going to kill you, but you will just die. Yeah. So Mugabe's never actually lifted the bones or tried to lift the bones from here. People offer, why would Rhodes want to be buried there? There's nothing there, no kraals, no farms, no houses, nobody. But the Matabele ghost in and out of here, they still live probably about 10, 15 miles away. But the reason being that Lobengula's father, Lobengula was the so-called king of nowhere. When the pioneers went across the border and opened up what we knew as Rhodesia, today Zimbabwe. And the unfortunate part is that Lobengula's father, Mzilikazi, is buried just around the corner here. Well, I wouldn't say it's unfortunate. And Rhodes knew about it when he first went here. And he said then and there, I want to be buried here and nowhere else. You know, he owned all the land from Lion's Head to Kirstenbosch Sure. and this land here. Incredible. And all the mountainside land is the land he actually owned. And Grooterskel Hospital, as you know today, that land belonged to him. Wow. So he gave the land to whoever at that time to build the hospital. Incredible. Now, Rhodes wanted to be buried here for 3 reasons. One is that he knew the sacred ground, that Lobengula's father is buried here.
Number two, he actually brokered peace here with the Matabele in 1896 after the Matabele uprising. And he went up alone. His little group stayed about half a kilometre away. And there were about 50 Matabele waiting for him. And he had a hard time. At one stage, they threatened to shoot him. Sure. But eventually, he persuaded them, made peace with them. And that peace lasted till 1967, when the terrorist war broke out. But I'm not going to go into that now. But either way, Rhodes himself loved this area for the quiet and the peace. And the main reason why I wanted to be very clear was the fact that he made peace for the Matabele. But he made them a lot of promises. That's in 1896. And when he had passed on in 1902, every one of those promises that he made them, he had kept. Yeah. So they really and truly became part of him in one way. Yeah. They worshipped him, to be honest. A lot of respect. Yeah. So when he actually died and arrived here in the gun carriage, there were 4,000 Matabele waiting for him. Incredible. And they lined up on this rock here and they gave their war cry, which is Bayeti. And he's the only white man to this day to be ever given a Matabele salute. Wow. No one has ever got it after or before. Now, as I said, we can unfortunately not include the entire interview or walkthrough throughout the Rhodes Museum, but we must say that we are extremely, extremely thankful to Tony for sharing his knowledge, his passion, everything that he taught us and told us that day was extremely interesting. And if you ever do find yourself in the area, please do yourself a favor, go visit, go speak to Tony. There are other people there as well who do the walkthroughs, and just enjoy some of our history, some of the history of Rhodes. And as I said earlier, if you guys do want to watch the entirety of this walkthrough, of this tour that he has provided us with, we are thinking of uploading it, so just let us know if you're interested in that, and we will upload the entire thing. But thank you so much to Tony, and thank you so much to the museum. It was really an unforgettable experience. There we go, guys. Dit was nou die Rhodes Museum gewees. And before we leave, I just want to say massive thank you to Tony, who is the curator at the Rhodes Museum. Very, very informative. As nou, of course, 'n trein nou verbykom, wil ek dankie sê. Ryk in geskiedenis, soos jy gehoor het by Tony. If you guys are ever in this town, go and visit. He really is very passionate about what he says, and it was very enjoyable. You could feel that he knew what he was talking about. And we thank you so much from the Braai Adventure team. Maar nou is dit tyd vir Sean om te skitter. Want dit is tyd vir braai. As jy ons is nou by die lieflike braai area. Dis finally, wat se tyd is dit, Jonas? My tyd. Dis jou tyd. Baie dankie aan Morne en aan Heather. Dit is regtig fantasties. Jonas, Ryk jy ook, man. moet ek hom 'n snyf gee? Nee, van rooi kraan. Dis lekker hout, my vriend, dis lekker. Wat drink jy daar? Nee, Nee, ek is sommer nou embarrassed. kom. Nee, wat drink jy? Wat moet ek drink? Ek weet nie, seker maar Jack Black vir jou drink vandag, my maat. Luister guys, so dit is finally daai tyd van die dag. Is Jonas se gunsteling tyd van die dag. En jy het altyd 'n utility belt hier aan die gang, maar ek wil nou nie vir jou sê ek het ook al ietsie vandag Wat is dit? in die sak. Dis 'n Laser. lightsaber, ou maat. So nou gaan ons die vuurtjie aansteek, because the best part of the day is starting the fire. The most important part of the day is starting the fire. Wat jy sien? Nou laat hom van. Is jy opgewonde? Ek is opgewonde. Kyk daar, jy kan nie eens die vlam sien nie, my maat. So vinnig. Net soos dit. Ons sukkel en altyd om hierdie ouetjie in te steek. Vinnig. Nou dames en here, julle dink dalk hierdie is die enigste braaitjie wat ons doen. 4 stukkies hout. Dis mos nou nie genoeg nie. Jonas, kom ek bygou wat ons hier gaan maak. Hier's nog 'n braai, want dames en here, vandag ek gaan nie lieg vir julle nie. Ek dink is jou grootste braai wat jy nog gaan doen, ou vriend. Ek gaan nou vir jou wys wat jy alles gaan braai. Steek jy gou vinnig die houtjies aan, dan gaan ek gou vinnig vir jou wys wat jy gaan braai, my maat. As hy Jonas, dis maar net so 1 of 2 choppies wat ons vandag gaan gaar maak. Dis nog min. Ja, dis nog nie genoeg vir jou nie. So, nou dat die vuurtjie lekker aan die gang is, jy weet nou wat jy gaan braai, sien jy uit daarna. Ek jou help. Ja, asseblief, die load is baie swaar, ou vriend. Gryp baas. Dis hy. As hy, so terwyl hierdie vuurtjie lekker kletter en klets,
gaan ons solank kyk wat ons hier gaan maak. Ek dink ons gaan die worsies lank windroog, Ja, né? ons gaan hom windroog en dan gaan ek gou daai goedjies vir ons lekker spice, laat dit lekker lê. En Yes. Dan gaan ons hom op die roostertjie gooi. My maat, weet jy hoe honger is ek vandag? Ek is self lekker honger, maar ons het nou lieflike biltong en allerlei goedjies gehad met my lekker. Jy sê is op 'n level. Ja, so. Nee, my maat, jy lyk of my eintlik 'n bietjie maar op die oomblik, hè? Maar in elk geval julle, ons gaan nou gou vinnig hierdie klein paar goedjies doen. En Sean gaan gou die preparations doen. Ek dink ons het gou vinnig eers die wors op wat hy so lank windroog raak en dan gaan ons spesery. Wag vir die kole om te ontdooi en dan sit sulke tyd, hè? Braai tyd my En dan maat. gaan ons eet. Dis jou favourite tyd, hè? Ja, Maar ek wil ook net wou voor ons gaan, wil ek ook net sê. Daar is 'n paar opwindende dinge wat voor lê vandag. So gewoonlik eindig die video met die braai, maar daar is nog ietsie wat ons gaan doen na hierdie braai en dit is iets wat julle definitief gaan geniet. My maats. Maar die belangrikste nou wat ons nou moet doen voor ons enigiets doen. Ja, As ons met hierdie oudjies nou in die wind kry. ek stem saam my vriend. So, hou jy of gaan jy pak jy hom vir my op? Ek sal hom hou. Nou ek het nou al baie gekyk hoe windroog ons hierdie wors. Ek ken al jou tikkie. O, god. Nee, ek moet nie worry oor môre sê. Ons sit hom net daar Gooi hom neer. lekker op, lekker Moet ons 'n wors counter hê. Dis 1 wors, 2 wors. 3 wors. As hy 3 wors. 4 wors En Mr. Wors. en hierdie is die wors. En dis Mr. Wors. As hierdie is Mr. Wors dames en here. As hy Mr. Wors. Dan gaan hulle nou so 'n bietjie hang. Net so klein distance van hulle vat. Ja, gooi hom lekker op bly wind. Hier is nie eintlik wind nie, maar so right. Ek dink die tyd wat die kolle uit is, sal ons 'n windjie al geskep het ergens. 100% kom ons. Nou moet ons net 'n gaatjie gaan. Ek dink ons gaan hom net al daai roostertjie aan. Ja, dis gaan net lekker. Kyk hierso. Hier teen 'n boom of 'n ding. Ja, Ek sien hom. waar nou? Ek sal jou lei. Laat ek jou lei vandag. As hy Dames en here, ons gaan hierdie wors nou gaan hang dat hy lekker droog gaan word. As I always say, once you put it in the wind, the casing becomes lekker crispy and dry and the wors stays so succulent. My It's maat, ek delicious. is honger. Jy kwyl eintlik. Kom ek haal hy kwyl af. Kom ek gaan hang hom. As hy. As hy. Dames en here, ek hoop nie die wors drup te veel op die tent nie. Maar daar gaan hy nou hang dat hy lekker winddroog. Jonas, as jy happy met dit? Ek is happy my maat. As hy. Nou gaan ons gou wag vir die koeltjies om dood te gaan, Jonas. Of So ek dink gaan jy ja. ons besery? ja, kom ons spesery laat daai geure lekker trek in die Yes. vleis. En dan moet ons maar net 'n oog hou op die kole en ons gaan nog kole maak, my maat, hier is baie vleis. My vriend, het jy al so baie vleis gesien in jou lewe? In 'n slag is ja. Nee, ek is baie opgewonde. Ek dink dit gaan lekker wees. Ek dink dit gaan lekker. So die plan eintlik is ons gaan nou die gaan doen. Ons gaan nou die braai doen. Dan gaan ons ietsie anders gaan doen asseblief. Kyk, dit gaan regtig die moeite werd, ek beloof vir julle. En nou kom ons terug, dan gaan ons nog 'n bietjie kuier, maar in daai tyd dink ek sal ons al weer begin sy gat sien op die einde van hierdie video. Ja, maar ons het 'n lekker surprise vir die mense, so ek glo nie hulle moet Nee, enigstens af hê as hulle as ons klaar geëet het, moet hulle 'n lekker dopie nog gaan vat. Jy sê En right. kom nog groot goeders. Ons is nog vir 'n maand laat hier. Hierdie gaan 'n lang braai wees, dames en here. Ek hoop julle is reg om 'n heel dag video te kyk. En ons moet nog Pokémon vang. Die man is verslaaf. Die man is verslaaf, dames en here, asseblief sponsor hy vir die man want hy wil net die hele dag Pokémon speel. My maat. Jonas, ek gaan net so vlugtig neem want daar's baie vleis. Jessie, 'n vleishosperer. Jy kan word. Jy kan praat met hom, my maat. Ek wil gebraai wees. Hoor jy daarso? Nou kom. Nou maar toe. Ek dink hy sê jy verstaan hom verkeerd, hy wil gespuis word. Wow! Ek is op stap 2. Hy is nog op stap 1 hierso. So, weet jy wat ons hier braai? Wat is hierdie alles? Ek is nie seker wat dit is. Dit lyk soos 'n varkie. Nee, dis vark, ek weet. Kom ons net maar varkstrippies wat ons hierso het. Ja, Nou maar kyk hier vir my. Rasher. Kyk hier vir my Jonas, né? Waarmee wil jy spice met salt? Ek sien nou nie eers spesery hier by jou Gaan nie. nou Ek gaan. gaan al. Ja, Ek gaan gaan al. al vir ons. Ek bring vir jou 'n goodie bag, my friend. En dan My friend, there's many choices. kyk jy, vir 'n braai man is dit heaven. Huh?
Dis heavenly. Dis soos Kersfees die, hè? Dis lekker speserye vir die juwele. Die juwele wat hier lê. Weet jy nou, ons het een keer juwele gesê, dames en here, en ons hak nou vas by juwele, Yes, maar die want vleis, Dit is juwele. vir Sean is vleis juwele, en ek kan nie meer saamstem nie, hè? Hy Peru hemels. Jo, maar hier is dan baie speserye, my vriend. Ek dink so, hier is seker iets hier tussen. Hier is iets van alles. We gaan nou gou loer daar. Maar ek wil nou vir jou ietsie vir Ek luister, my vriend. is hier nie ietsie vir braaiby nie. Is hier 'n lemoentjie? Hy maat, Is daar nie? ek moet seker maar uitvind. Kom ons gaan kyk. Het jy iets gekry? Ek het iets gekry wat baie braaiby gaan help. My ou. So ons gaan hierdie oudjies uitdruk. Nee. Wat haal jy nou weer uit met nee, Jonas? 'n Baie lieflike mes by Morne gekry vandag. Dis baie spesiaal, Jy hè? het ook een Ek gekry. het in die broeksak hier So so. ja, nou kan ons hierdie mes op al ons braai adventures gebruik. Nou Hey, dis nie my meer maat. hierdie skaapskere uithaal. Jo, So dis nou, am nice, hè? Jo, en hy vry jou. Dis bly Trinity, my vriend. ek dink jy ou moet 'n nuwe tafel ook sit. Moenie vir my nice. As hy maar hier sit nou, dames en here, julle wag altyd vir die oomblik. Dis tyd vir braai by. Kom. Oh! Unmatched, Jonas, unmatched. Jeez, like it, hè? Waar kry jy die talente? Gebore met dit? Is jy gebore met dit? Nee, Aangeleer. ons leer hom. Vaderland Ek alleen. is met die tang gebore. Ja, so Jonas het al van tevore gesê, toe hy by die maag uitkom, het hy met 'n tang uit die maag uitgekom. Kom ons kyk wat is hier. So ek het nou vir jou 'n goodie box, dis 'n roulette. So jy kan nou maar piek wat jy wil hê hierso. En nou weer vir my so 'n kans gee. Ons moet in garlic. They can chop. That's the one, baby. That's the one. Right. Nee, maar gooi vir my 'n bietjie braai by daar met daai ook, ou. Jy weet dan nou. Jy sê so. Net so 'n ligte sprinkeltjie. Ons Dit raak nie beter as dit nie. Wat beoog jy nog? Hier is lekker goeders hierso. ons gooi 'n bietjie arom uit op. Bull dust. En dis beef. Lieflik, kamera vrou kom gou nader om te kyk hoe lekker lyk die oudjies. Lekker. Nou julle kan maar pan na my toe dat ek vir julle sê, Jonas gaan gou aangaan met hierdie braai mystery box, soos hy die roulette box. Ek check nou weer in by julle, sodra jy klaar is, hè Jonas? Dis reg my maat. Ah, Ek sorry. gaan maar nou incheck want ek is amper klaar. Nee, ek moet nog aan die ander kant ook spice hou. Okay. My maat. As hy Jonas, die juwele is nou alweer klaar, my maat. Juwele is klaar. Nou moet die juwele gaan lê daarso. 'n Bietjie rus nou. En nou rus hy geur en nou lekker intrek daarso. My maat. En nou gaan ons ook kyk wat is die volgende batch. So ja, Jy sê jy's reg vir die uitdaging vandag. ek is reg, maar ek is nie bang vir challenges. Jy gooi die goed rond soos gisteraan se wasgoed, my vriend. Hallo Jonas. Ek bring nou vir jou die volgende juwele, my vriend. Dis diamante. Dis die diamante. Wou, moet ek vir jou sing. Ek bring diamante vir jou. My maat. Dames en here, kyk gou vinnig al. Lieflik, Jonas. My maat, Smyt hulle neer. lanklaas soeke dik skaapchops gesien. Ja. Die goedjies wat ons in die winkel kry, is halfstyd hier. Dis waar, dis waar. Nou weet jy hoekom ek sê hierdie is diamante man. As hy gooi hulle, my vriend. Hanteer hulle met liefde, man. Jy moet hulle soos 'n dame hanteer. Ja. Ja. My oor het ek vashou, ek is 'n sterk man. Yes, like it, hè? Dit gaan lekker wees my maat. Oh, En hulle sommer met liefde ons moet alweer 'n lap kry want jy kwyl eintlik hierso. amper ek het hom so gevang met die mond. Dis ook lekker, my vriend. Nee, dames en here, dit is 'n lieflike dag vir braai vandag, hè. Ons het nou by Blouberg 2 video's terug het julle gesien hoe die wind vir ons kletter. En Saldanha was lekker geweest, was kwaai, maar vandag is die weer net reg. Is nie warm nie,
is nie koud nie, is Hy is- braai weer. Dis braai weer my maat. Dit vat hom so uit my mond uit. Ja? Sluk hy woorde uit jou mond uit, Jy hè? steel hier so dief in en Ek sommer is 'n grapple met jou. Ja. Luister, so Jonas, Maar jy het 'n grapple maatjie vanaand. ons gaan kyk dames en here, miskien in die bloopers sal jy sien hoe grapple ek bietjie, maar ek dink ek gaan my gat sien vanaand. In elk geval, Jonas, wat het jy beoog hierso met hierdie speserye? Ja, gaan 'n bietjie salt by. Jy kan nêrens gaan sonder dit toe. Jesus. Ja, net so, terwyl Weet jy hoe opgewonde maak jy my as ek dit sien? Ja, dan gooi jy hom net. Jonas, maar ek dink jy het 'n paar gemis. Dis alright. Hulle sal weer liefde kry. Ek gaan so 'n bietjie woester so spyt. Yes, ek wou gesê het woestersous sal mos nou ideaal wees. Side profile, powerful stance. Jy kan hom maar lekker stoot my maat en dan wil ek kyk of ek het gesien hier so 'n tipe rosemary spicy so. Ek het sien ons lamspice ook. Ja, maar ek gaan hom sommer meng. Jy gaan jou eie ding meng. Skiet hom sommer hier. Ek wil 'n bietjie rosemary opgooi. Jy is 'n creative genius, ou. Skaap, die lam skaap whatever dit is. En lekker saam met rosemary ook. Ek het gehoor jy het gegraduate in hoërskool vleiskus. Ja, ons het so 'n spesiale Braaiskool gehad. subject gehad, ja. Hulle my altyd gebruik in die huishoudkunde en goeie. Ja. My ma, jou het vir my gesê jy het gekwalify by braaiskool. So ek vertrou vir jou volhoubaar, my maat. Lemon en black pepper. Wat het ek rosemary nou gesien? Hy's daar, soek vir groen. Master blend. Jy soek hom lank na die antwoorde. Lekker my vriend. Spoes 'n bietjie van dit op. En ek wil die choppie nou net eet. Ja. Kyk hier, ek sê altyd vir jou, ek is nou lus vir eet, nee. Maar vandag gaan ek eet nou vriend. En dan wil ek hê jy moet daai bord oorlaai. Weet jy wat, ons Ek het gaan iemand, dit sommer vir jou skep. gaan jy vir my skep vandag? Ja, ek soek niks slaai vandag. Waarmee finish ons om? Ek gaan hom nou finish met hierdie Lamborghini. Dis letterlik die naam van die vaas, Lamborghini. Ja, ek kon nou nie hy snaakse skrif lees. Ek is nie Goed seker. genoeg, nee. Ons TikTok channel wat ons het. Follow ek hierdie mense. Wie's hulle? Spice Buds. Spice Buds. Spice Buds, as julle op TikTok is en julle sien hierdie video somehow op YouTube, ons like julle goed, hè Jonas? Ja, hulle kan net vir ons 'n like gee. Net 'n like, ons soek niks anders nie, net 'n ou duimpie, hè Jonas? Ou duimpie. Net 'n hartjie. 'n Hartjie. Ja, TikTok is hartjies. Ja, ek is nou weer op Facebook YouTube. is duimpie. En YouTube. Ja. Lekker my vriend. Nee, yes, like it ou. Private catering, you just can't do it better. En dan gaan ons 'n bietjie erop met. Vaderland, red my as jy En bestaan. waar het ek hierdie geleer? By my. Hæ? By my. Ja, Waar het jy dit geleer? hierdie braaibroodjie meester. Oh, jo, wat ek het nie gesê. Wat het jy by my geleer al in jou lewe? Goed genoeg, nee, ek het by jou geleer lasagne maak. Gas hy. Ons gaan nog dames en here, ek beloof dit vir julle. Ek gaan nog 'n braai lasagne doen. Ek gaan dit doen. Ja, ek het mos gesê on ons volgende local video. Braai lasagne. En ons braai lasagne maak. Ons gaan nie nasie oorneem. Almal gaan skielik aan begin 'n braai lasagnes aan Ons mekaar gaan skep. nou rocket stove weer uithaal. En dan gaan ons 'n pot daarop maak. Ek verlang al na die rocket stove hou. Ja, En ons moet wel weer smoke ook hou. ja, hy snouk van nou die aan. Presies sit nog hier in die kiewe, joh. Ja, ek het hom nou nog nie verwerk. Hy kom nog uit. Hy's rolling out the theaters near you. As hy Jonas. Maar ja, Nou gaan jy die ander kant gou spesery aan die kant en dan en dan gaan ek gou die vuurtjie check. Alright. ja, jy moet hy Die vuurtjie moet groot wees vandag. Baie cool. As hy dames en here, kom gou nader en kyk hoe spesery die man hierdie vleis. My maat. Daai hulle vir my vriend. 'n bietjie daar van hierdie sousies daar so sit. Op die vetjie. Ja, Ek wil hê daai vet moet crispy wees vanaand. Anders eet ek dit. jy sal sien my maat. Ek sê ek sal eerder dit vir my gee om te eet. Ek disappoint mos. Jy's 'n legend, Sean. Eendag as ek groot is, wil ek so cool soos jy wees, my man. Maar dit vat harde werk, né? Ja, jy moet 'n hoë level wees. Wat 'n level nogal? Sê my wat is 'n level? 56. Ciao Pokémon joke. Of 'n nuwe Pokémon. Dames en here, ek glo nie een van julle speel daai game nie, maar Sean is bitter trots op sy level op daai game. Hey, dis 'n by.
Die by soek al die vleis. Dis ook hy. Ja. Die by sê hy het Hannie Gleis hier opgesit. Ons het nou sy goeders gevat. Dames en here, tot die bye wil hierdie vleis eet. Dan moet jy weet dis lekker my maat. Nee, die natuur roep al. Wat wil jy vir my sê, Jonas? Oh, minerale. My maat, spaas jy na my voortone. Dames en here, die tafel is skoon vir die wat julle het omgee. Ja nee, ons het hom mooi skoon gemaak. En ek shake hom so 'n bietjie soos die spice. Ek weet nou van skit om tot die lewe terugkom. As hy lyk lekker aan na die volgende vleis. Hy maat. Ek weet my Jonas, Nog. ek gaan nie ophou nie. Ek is vir 'n kersfees van braai vandag, my vriend. Slaat hy oop my. Sal die oë jou. Kyk hoe wat is in daai kerssak. Skeer hom op. Weet jy hoe voel dit by my? Hæ? Voel soos Kersfees. Ek sê mos, ek is kersvader van die vleis. Wys al vir die kykers wat ons het. Espadaras. My maat. 1, 2 3 4 4 van daai oudjies en kyk gou, ek het vir jou nog 'n geskenk gebring. Ek weet nie wat hier in is. Dis 'n verrassing vir my. Vol surprise ook. Wat noem jy dit? Espadaras. Dis wat ek het nog nooit hulle braai adventures is. Maar hier gaan ons my maat so hierso ons 8 espadaras. Kyk hoe lekker lyk daai so ons gaan hulle nou nie spesery nie tensy jy nog ietsie wil bygooi. Ja, ons kan ons net drizzle met ietsie maar ons het nodig. Okay, cool. So ek gaan nou net vir die kykers wys hoe Kom ons maak een pakkie vir die kyk. Okay, een pakkie dan kan jy die res maar net in die ding gooi. Ja. Haal net daai mes van jou my maat. Daai ding is vlamskerp. Yes, dis regtig skerp so. Dis baie lekker mense. Wys al vir die kykers hoe lyk daai espadaras. Haal mooi uit man. Ek is juwele my maat. Jy moet nie hard is dit mijn hande lê. Om saggies hanteer. Dis juwele dit. Asai. Kyk gou. Wys daarso. Dis lekker dames en here. Ek moet my inhou. Nee, die man moet contain word. Wel, ons het 8 pakke daarvan, so dis 16 espadaras. En jy wil my 'n sakkie oopmaak? Ja. Okay. Jonas kamera vrou een het nou vir my gesê. Ja. Dis verskillende vleis, maar laat ek dit gou double check. Dit lyk vir my als is hoender, my lief. Ja. So hierdie is dis 'n mix tussen free range en non-free range chicken. Ja wel. So ander flavours, maar die Dit is soos om een in sy hoender. dis waar, maar jy kan nie stres proe tussen die free range en die nie free range nie. Okay, maar in elk geval, Jonas, hier 16 van hierdie espadaras vir jou. Jy kan maar oopsny en pak. Ek gaan so lank 'n bietjie sit daarso by die vuur en ek gaan vir jou laat hard werk. Ja, wat hierdie is nie vir my werk my man. Plesier. Dit is vir my lekker. Want terwyl jy dit gaan doen, jy is die braaimeester, so dit is seker maar lekker vir jou, Ja, né? dit is vir my lekker. Skit hom bokka. As dit vir jou lekker is vir teken en edit en goed, vir my is dit lekker. Ja, nee my maat. Solank dit nie vir jou 'n werk raak nie. Lieflik. Wel boonbehalwe hierdie dames en here, ons het die vark, ons het die lam, ons het die espadaras, ons het die wors wat hier op die boom hang en daar's nog 3 garlicbrode ook. So en nog 3 slaaie ook. Slaaie. Is dit my vader? Kan jy 3 slaaie Dan vanaand as ons nou gaan skep, nee, gaan ons elkeen met 2 borde. Een bord vleis, een bord slaai. Dan die brood moet wel hier op die skoot dan. Jy het nou gesê daar's plek vir vleis en goeders. Is daar nog genoeg plek vir dit? Ja, is oor as genoeg. Ek moet net nie nou enigiets eet nie. Jy sê jy moet nou maar net kyk vir die kos. Ja. Okay. Ek gaan gou die kole aanhou stook. Dit is belangrik. Ons moet baie kole hê vandag, baie warm kole. Ek gaan hierdie sakkie vir jou net hier neersit. Dis reg man. Ek is nou klaar. Dis reg. Dan sien ek jou nou weer. See you at the next. Nee, is nog eens maak toe jou mond, nog eens 'n tyd, is nog nie klaar tyd nie. Sê net vir hulle nou ons ander slogan. My maat. My maat. Jonas, nou lang gewag, ou maat. Is die kole nou finally reg vir jou? Dis reg my maat. Kom ons. Is jy reg alvoor? Ek is reg. Jy lyk warm my maat. So ons gaan nou eers wys gou vinnig waar vir die kamera. Ons gaan eers hierdie choppies opsit, die lam choppies, né? Ja, ons pak hier juwele. Hulle is nou lekker. Dis is hulle. Hoor jy hom? So ons het nou eers hierdie lam choppies aan mekaar geslaan hierso. Ek gaan gou met 'n tang geruk. Kry vir jou 'n tang ou vriend. Ek gaan so lank laai terwyl Jonas sukkel met die tang. Nee, Ek laai. Ek speel nog games hier.
Asai, gaat jy aan. O, hy's warm. So jy gaan nou nie jy gaan vinnige games met die ouetjies speel. Ja, nee. Vier is lekker warm. Sy het ons flippery, so ons gaan net sukkel vandag. Klaar met die ou rooster wat ons gehad het, hè? Ja, gebruik jy rooster maar nou vir hang vir die... Vir die hangbors, vir die droewors. Lekker, Jonas. Nee, die speserye en goed wat jy opgegooi het vroeër, het lekker ingetrek, né? Ja, ek sê ons, as jy hom lekker voor die tyd, Spesery. ja, dan trek hy lekker in die vlees en dan baie nie van die goed af as jy hom opgooi, ne. Dis reg, my vriend. Maar hy is al lekker, ek hoor hom, ek ruik hom. Dames en here, as julle hier by die kamera kon staan en julle kon nou geruik het wat ons ruik, dan jou mond nou gekwyl want is baie lekker. Het nou omgeval van die lekker. Jy lyk sommer nou vir my heel dizzy eintlik. Ja, ek moet nou mooi hou hier op my voete. Asai my maat. Die juwele is op my maat. Asai. Kamera vrou 1, kom asseblief nader. Aan hy hierdie roostertjie toemaak. Jonas, doen dit. Ga jy vir my vra? Laat sy eers gou kyk. Jy gesien. Hoe lekker. Nou Jonas, die vraag wat ek altyd vra, is op jou lippe. Wat is hy? Kan hy flip? Oh, my maat. Kry jou nou vandag. Nee, dit lyk verskriklik lekker. Kyk hoe lekker dit al klaar begin het tan. Die geure wat ek hier deur kry, die reuke wat ek kry, die kole is warm. Dis 'n perfekte braai my maat. Ek gee die braai 10 uit 10 sover ek nog eens proe die goed het. Dan gaan jy met 20 uit 10. Jo, 20 uit 10 is 'n groot skoor my maat. Gaan nou eet, wag net. Jo, ek kan nie wag nie. Wel, ek gaan vir julle laat kyk solank na hierdie vleis en daar's nog baie wat voor lê. Ons het nog braaibroodjies, ons het nog vark, ons het nog wors, ons het garlic brood, ons het chicken, espataras. Hè, Jonas? Alles droomwêreld. Jy is vandag in ecstasy my maat. Lekker ou vriend. Wel, ek hou dop. Ek wag en ek is baie honger. So my nie lang games met my speel nie. My maat. My maat. My maat, wat is jou tip vir vandag? Braai tips met Sean. Dan as jy baie vleis het om te braai soos ons vandag, dan moet jy 2 braais het of 3. 3 braais? Ja, of 4 as jy 4 het. 4 braais vir 1 braai. Ja, vir 1 braai. As jy braai soos ons vandag braai. My maat, dit is 'n goeie braai tip. Ek hoop so. Maak seker. Eintlik die lank en die kort van die braai tip is maak seker jy is voorberei as jy met baie vleis gaan werk. Jonas, dis 'n great tip, ou maat. Hy ruik lekker. Oef. My oor traan eintlik so lekker as hy. My flip hom. My maat. Hierdie juwele is klaar. My maat, hulle lyk vir my dan nou klop dusselbome, vriend. Moet ek hulle vir jou afhaal? Woe, maar die ding is warm my meat. As hy wys gou vanaf vir die kykers hoe lekker lyk een van die oudjies. Ja, wat kom hierdie oukie. Wys also. Oh, Jonas. Wat verkondig jy aan my? Kom ek hou vas. Ja, ons gaan enetjie nou kom met raai ook. Jo, dis ook 'n bietjie warm, maat. Nee, maar ons is nie bang vir sulke. Asai. Ek maak hom gou vinnig vlugtig toe dat as die volgende vleisies laai, Jonas, wat is volgende op die lys? Kamera vrou 1, kom kyk gou. Oh my goodness gracious. Ek wil nou nie die plastic laat brand nie. So wat is volgende op die lys, ou vriend?
Tyd vir die ander juwele. Maar ek wys gou vir hulle die juwele. Dis die nee, dis die juwele, daai was die diamante gewees. As hy Jonas, laai hulle my vriend. Oh, die geluide wat ek hier hoor, dit klink soos die 7 harpoens van die hemel. Ek weet nie wat se nonsens ek nou praat. Kyk, as 'n mens honger is, dan praat jy seker. Juist. Dit klink soos die harpe van die hemel. Dis wat ek wil sê, nie die harpoens nie, die harpe van die hemel. My waters, ek wil net vir julle sê, ja, ons gaan nou nog lekker braai en so, maar wat voor lê, is wat vir my baie opgewonde maak. Ek is altyd opgewonde oor die kos en ek weet Jonas jy ook, né? Jy sê ek is ook opgewonde. Jy moet wees. Ek is altyd. Want vanaand staan die man se armhare tiers regop. Dis Oktober. So ek gee vir julle 'n ou vinnige ou leidraadjie wat dit dalk kan wees. Die mense my ken in die YouTube as hulle weet wat kom. Nee, dan weet jy, vanaand hardloop die man weer huis toe. As hy Jonas. En wat flip hom. Ou raai. Oh, ryper. Ons ry die pad tesame. Hy kan flip. Alre dames en here, ons wag nou vir die varkstrippies om reg te raak. En intussen gaan ons op van daai enetjies try of wat nou. Ja, ons gaan hulle try. Hulle gaan maar so rond dans ou vriend. Ja, dis maar baie dan. Dis alright. Is reg. Moet nog nie afskakel nie. Ons gaan gou vinnig enetjie proe. As hy Jonas, so ons gaan ons voorsmaakie vat van die ouetjie. Ja, ek ben net Wat maak jy nou? Die seel breek my maat. Yo! Die seel breek. Die seël is gebreek ou vriend. En shake jou man, dis wat jy moet maak. Shake well. Jo, En dan sny hom vir the ons. magic. Maar gaan jy hom nie eers spuit en dan sny jy hom nie? Ja, roos vir my maat. Girl, kyk hier is 'n lekker mes my maat. Dit is vrek skerp ou vriend. Nou hierso is die eregas vandag wat vir ons genooi het na hierdie fantastiese braai adventure. Nou hierso is die plankie sous wat ons nou gepraat het van. Ja. Ons gaan hom nou gou vinnig hier opspuit dan sê vir ons wat dink jy van hom. Hou vas, ons gaan nou gou vinnig spuit. Lekker. Nou gryp ons elkeen 'n ou stukkietjie daar so Jonas. Gryp vir jou 'n stukkie daar. Môre gryp vir jou 'n stukkie daar. Nee, maar nou 'n klein stukkie vat die man. As hy. Ja, lekker. Môre wat dink jy van Hoe daai? meer jy opsit, hoe lekkerder is dit. Ja, soos 'n engel met tong gepipeer. Nee, dit is vrek lekker. Jonas, jy het jouself regtig oortref. Daar het ons dit nou gesien van nog 'n party af, hè? My maat, Nee, maar ek wil nie nog stop nie. ek gee dit tannie ook in. Lekker, né? Jonas, jy het nou regtig 'n klop disselboom hier ding aan mekaar geslaan nou, maat. Jy sê so my maat. Jo, Ja, gaan ons maar nog eenetjie proe. maar kom ons draai maar nog eenetjie. Cheers. Niemand kry nog iets, net vir ons. Dis heerlik. Nou, dan jy vat over hierdie enetjie. Ja. En dan check ons die braai weer verder, né? 100%. My maat. Ek gee vir Charlie en Karen nog maar 'n stukkie. Jonas, jy sê seker tyd my maat. As hy so gewoonlik dames en here, skit ons die chicken wings. Maar Jonas, wat sê jy vandag gaan ons maak, maat? Nou gaan ons die lewe terug in die vark sit. Jy sê gaan Ja, en as hy klaar so gemaak is, dit is om weer opgerig. ja. Jy is 'n monster. Net so 'n klein titeltjie gooi. Dis weet alle kante. Lekker. Nou wie kan skit vandag? Ek en jy. Ons gooi maar. Double time. Hoe meer hoe beter. Laai my vriend, jy speel nog game saam my. As hy. Now ladies and gentlemen, this is my favorite part of every braai adventure is to actually shake it up like Taylor Swift says, shake it up, shake it up. Ons het lanklaas geshake. Shake it off baby. Wat is? Wat nou? Het lanklaas geshake. Ja, 'n week terug ou maat. Weet dan.
Ja, ons het Saldanha Nee, ons la, het, laas geshake. naweek was ons het nie geshake by Saldanha nie. Ons het nog nogals lank terug geshake. Sonder jy's so 'n olifant hou. Jy die geheue van 'n olifant my vriend. Jo, klap eintlik my baard daar is skit eintlik hou. Hy wil geskitterig. Alles wil geskit wees. As hy dames en here kom ek wys gou vinnig vir julle. Hou vas. Gooi. Ek raak nou weer opgewonde. As hy. Dis hierdie Jan Braai se sous. Jan Kraai. Hy's alright. Hy's 'n legend. Hy is 'n legend, né? Maar ek wil saam met hom braai. Ek wil ook nog. Jan Braai kom braai saam met ons. As ek kyk gou vinnig hoe lekker lyk hy. Nou sien julle hoe lyk hy pre-production. Jonas, Daxel is hier onder, gryp hom by my. Oepa, sorry ou groot man. As hy sit hom bo op. Maak hy rooster toe dat die dames maak hom toe dat die mense kan sien. Gryp jy daai kant, ek gryp die kant. Het jy hom? As hy, dames en here, nou gaan ons skud. Lekker, hè? Danger management. Nou, dames en here, Jonas, jy moet oopmaak vir hulle dat hulle kan sien hoe lyk hy. Lekker met al die souse. Oh! Slat my asem eintlik weg. Kyk daar. Hæ? Jonas? Hoe lekker my vriend? Kan jy so 'n hap vat en En nogie. Laai hom. Nee, so ver wil ek vir julle sê, dit was 'n lekker braai adventure so ver, né? baie lekker. Maar daar is nog om te braai. Ons het nog espetaras. Ons het nog braaibroodjies. Ons het nog garlic brood wat aan die gang is op die oomblik. Ek sal sê die braaibroodjie meester sal moet begin daarso. Sy moet nou ophou so lui wees en begin slat, hè? Ja. En ons het nog wors. Die wors staan en droog nog hier agter ons. Ons gaan nou kom, maar ek dink nou hierdie sal jy moet gaan. Wat? Braaibroodjies. Okay. Dis reg. Of ek dink as ons die hoender opsit dan gaan doen julle dit. Dis 100% my vriend. Jo, Jonas, jy is regtig 'n meester in jou craft, ou vriend. Wat by pro so. Nee, ek glo hy sal lekker proe. As dit dames en here, so nou is die varkies al weer geskit. Hulle is al weer op en kan hy flip. Hy kan. Hoekom vra ek nog hierdie simpel vraag? Hè, Sean, ek mors my asems om te vra as ek 'n simpel vraag maak om toe. As hy, dames en here, ons gaan wag dat hulle net 'n bietjie kleur kry en dan kom die volgende dinge. Ou, pas op nou. Dan kom die volgende ding. Ons is baie opgewonde, hè? Kan ek hom maar flip? Flip. As jy kan, flip hom. As jy sterk genoeg. Sy. Lieflik. En ek flip hom sommer toe. Pas op, hy gaan warm raak. My maat. Ek bring vir jou hoender. Open sesame. As julle, dis nou tyd dat ons hierdie 'n broodjie vat. 'n broodjie vat. Ons moet voor ons dit vir die mense aanbied. Ja, dit is Sny hom. Yes, like it, Sean. giftig. Wat 'n giftige lem het jy hier? Mens wat my dear vriend vir my gegee het. Ja, dis am nice om dit te sê. Ek dink hierdie keer moet ons vir almal 'n bietjie ietsie gee. Even die manne daar in die tent, hè? Ja. Sny hom en genoeg. Is dit? My maats. Dis reg. Nou, dan is hulle eers honger. As hy, spuit daar die sous. Ek gaan vandag die manne gaan kry daar om gou 'n happie te kom vat. Do you guys want a quick bite of the pork? Come taste it quickly. Here, die manne is pappie binne, jong. What's happening in here? Manne lê papa binne plat op die maag. As hy,
So we've put some of this vinaigrette garlic sauce on it. Okay. Gooi 'n grab it, taste it, gooi 'n grab, enjoy it. Amazing. Oh, it's good. Oh yeah. Nice, eh? Very good. My ma. Die man is warm. Nee, dis baie lekker. Jonas, jy het nou meeste stukkie aan mekaar geslaan. Baie lekker my Yeah, ma. you guys enjoy it. Oh yeah. This is what you have to look forward to tonight. Oh yeah. Lekker guys. Ja, verder hulle. Ja, ek gaan nou vir die res van die mense vat, dames en here. Ons wag vir daai hoendertjie om reg te krom. My maag grom eintlik Jonas. Hy nou water hulle. Jo, die man se maag water al. My maat. Maar ek dink ons gaan hierdie ouetjie net so hier soos dit maar voel hom. Jo, die wors is al mooi droog, my maat. Daai velletjie is kurkdroog. Nou sien as jy hom nou hier gaan insit, dan gaan al die juices bly binne. Ek is Ja, excited. hy sê trek in dit. So ons gooi nou 'n staan wors. Nee, jy kan staan, hy moet net 'n bietjie uit, maar gaan hom nou op die kolle lekker gooi. Net as 'n bietjie prekoek. Net so. Lekker. my Ry hulle vriend. dit daar uit dan. Hy Ja, sal wat- gaar raak so. Ek is opgewonde. Vat my gou vinnig hier na die hoender toe. Hoe lyk dit hier? Ja, hy lyk mooi. As kyk hoe sit hulle. Kom maar vrou, kom gou nader hier sodat julle sien hoe lyk die goed. Hæ? Jonas? Hy moet net nie te vinnig gaan nie want dan brand hy. En dan sy nog nie gaar binne nie. So Nee, die nee, trekkie so ek- as hy moet lekker rustig gaan. Eweredig en stadig. Nee, ek vertrou vir jou Jonas, jy weet waarvan jy praat. Ek is net 'n graphic designer. Maar jy is 'n vleisdesigner. Nee man, ek dink jy ken nou baie van braai. Ek hou maar vir my dom net. Mm. Ek moet maar want Sean is die braaimeester op hierdie kanaal. Ek is maar net die stem. Huh? Nee my ma, dis lekker. Dis 'n lekker dag sover, hè? Baie lekker. Ek Ek sien het- uit na later. Ja, die ding wat ons later gaan doen. Ek dink ons kan maar vir die kykers nou sê. Dis nou al diep genoeg in die video. Nogie. Eet nog so 5 minute. Nog so, nee, as ons daar is. So die kykers moet wag tot ons klaar geëet het vir julle om te sien wat daar aangaan. Want gewoonlik soos ek sê op die einde van die ete, dan sê die mense, "Sjap, is tyd om klaar af te klik." Maar die keer, Want hulle net so 'n bietjie aanbly. nee 'n bietjie nie, hulle moet heel wat aanbly want dit gaan 'n lang video wees kykers. Ek waarsku nou vir julle, dit gaan 'n lekker lang video Dit wees. gaan amper soos die braai spesiaal wat ons gemaak het van Heritage. Yes, die Heritage Dit is video. lekker laat deurgaan, so hierdie gaan basically amper so 'n vibe wees. 100%. So ons gaan nou hierdie klaar braai en goeder, soos baie vleis. Dan gaan ons nou lekker eet, lekker rustig en dan gaan ons 'n ding die- gaan doen. destination toe, gaan ons dit nou doen. Dan kom ons terug. As ons terugkom gaan ons hierdie ouetjie se bene afhaal op die grond. Ons 'n lekker vuur maak. 'n bonfire. Bonfire en ons gaan lekker Kan ek maar daai vuur maak? Jy kan Jy het nog maak, gesien wat doen ek op Erfenisdag? Dis gevaarlik. So ons gaan 'n lekker vuurtjie maak en dan gaan ons kuier. Dan gaan ek nie nog terughou nie. Ek het nou al wat 'n paar biere in. En dan gaan ek Hier praat, hulle kan Nee, ek jy kan lieg. sien. Jy lieg nou vir my hierso. Dames en here, ek is nie onder die invloed nie. Wink, wink, wink. Wink wink. In elk geval. So sodra hierdie oudjies klaar is, dan is dit die wors, broodjies, eettyd en Geniet. dan is dit tyd vir die special. Daai tyd. Die special tyd my maats. Hæ, Jonas, sê vir die kykers wat jy wil sê. 1 2 3. My My ma. Yo! Laai hulle my vriend. So, dames en here, sover 'n baie lekker braai adventure, Jonas. Ons aan die kant van my is maar weer gek geraak. En ons hoendertjie proef. Het Ons ons- gaan hom vir 'n verrassing. Ek dink ons hou hom vir 'n verrassingkie. Ja. Loop hom saam. Ja, samewerking. Met die samewerking van Absa, Johan stem dit. Noot vir noot. John, sing vir my jou favourite song. Ek sal vir julle my favourite song sing. En dis nie omdat ek nou 'n paar biere in het nie. Dis omdat ek hierdie song like. Ek sing vir julle 'n dousie lied.
Hier kom hy nou. Julle het hom al gehoor. Julle gaan hom nou weer hoor. Reaper! Ons ry die paard te samen. Alle dames en heren, ons moet nog net die broodjies braai, dan is ons klaar gebraai, Jonas. Ja, vereers, ja. Ons is klaar gebraai. So, kom ek leer vir julle gou die plan uit vorentoe vir die res van die aand. So, ek dink ons gaan nie geheim nou verklap. Ek dink die kykers wat nou al so ver kyk, kan maar nou hoor wat ons gaan doen. Jonas, wil jy vir hulle sê wat ons gaan doen? Ek kan sê. Sê vir hulle. Ek weet nou nie presies waar nie, maar die gaste wat ons het, Morney en Heather, hulle gaan vir ons na 'n ghost walk toe vat. So, ons het gedink, iets lekker vir Halloween. Ons gaan net baie Halloween maak, Yes. want Suid-Afrika is nie baie geheg aan Halloween nie. Yes. Maar dit is nog in die mense se agterkop. Yes. So ons gaan so 'n bietjie Halloween vandag. So 'n bietjie spooky stories. So ons gaan nou 'n ghost town toe, Ghost walk. of 'n ghost walk, sorry. En ja, hopelik los hulle my uit dat ek dit kan geniet. My maat. Ja. So as julle weet, Jonas is maar 'n bietjie skrikkerig vir die bose. Hy's bietjie baie skrikkerig vir die Baie. bose. Die man is baie bang. Ek sal my plakkies uitskop en ek sê vir Ag, gaan hy, man. velder. Alraai man. So die plan vorentoe is die. Ons gaan nou die vleis afhaal. Dan gaan ons aan die ghost walk toe gaan, hè Jonas. Ons gaan daar gaan uitvind wat daar aangaan, wat daar spook, wie daar besoek, wie daar kuier en dan kom ons huis toe, maak nog 'n vuurtjie, maak die vleis warm en dan gaan ons eet. So dames en here, asseblief moenie afklik nie want julle gaan dit wil sien. Jonas, dit is die moeite werd om te sien hoe Jonas gaan reageer want die is regtig 'n man wat 'n bietjie skrik vir die bose. Ek kan nie eens 'n horror movie kyk. Hy kan nie eers wat is die movie? Conjuring. Conjuring is nogal scary. Hy kan nou nie eers Toy Story 3 kyk nie. Dan word hy bang. As hulle daai furnace afgaan, dan bewe die man in sy broek. So ons is baie opgewonde om dit te doen en ons wil weer eens baie dankie sê vir ons lieflike gaste vandag, Jonas. Ja nee, mens kan elke 5 minute kan jy dankie sê vir Dit is regtig, is regtig. Die moeite wat hulle ingesit het om vir ons vandag moontlik te maak. Ek stem Dis saam baie, met baie jou. lekker. Dis boonste dis boonste gehalte en ons sê verskriklik baie dankie vir julle dat julle vir ons genooi het na die ding toe. Dit is ongelooflik, maar dis hier die einde van hierdie braai adventure. Ons gaan nou die broodjies opsit, dan gaan ons na 'n spookwalk toe gaan en dan gaan ons eet. My maat. Nou maar waar is die broodjies, Jonas? Hierso. Nou ontwyl hulle vir my. Kameravrou volg my. Braaibroodjie meester soos altyd het vir ons bo-baas braaibroodjies gemaak. Ek het hulle gewys nie want dit is 'n verskriklike tradisionele broodjie. Daar's kaas, daar's rooi ys soos altyd en daar's tamatie en die geheime bestanddeel Karen is erremet. Daar's erremet op, Jonas. Ek dink hierdie espetada is so te sê reg. Ontkleed hom. Haal hom af. Ontkleed hom asseblief. Moenie nog games met my speel nie. Dan gou As hy volg my. En nou laai is die braaibroodjies. Nou ons sal vir julle weet join sodra die braaibroodjies afkom. Lekker. Wit brood, Jonas. En hy moet lekker vinnig gaan. En die vuurtjie praat nog. Hy praat nog tale. Hy praat nog in tonge. As ons nou op die tema bly van Halloween. Hy gesels nog met my. Ek hoor hom, hy sê, "Sean gaan vanaand skrik." Sean? Nee, dames en here, ons sê baie dankie. En Jonas, is ook die eerste keer in Braai Adventures geskiedenis wat ons 2 video's back to back post. Ja, 'n Week uitmekaar uit, hè? ons kon nie anders nie, maar is lekker. Ons kyk hoe loop hy. Miskien kan ons dit gewoonlik In die toekoms om aan te doen. toekoms weer doen, ja. Maar jy sê jy bid vir die editor. Ja, altyd. Want hier staan die editor, my maat. Yo, instantaneous. amper brand hy. Nou toe, ons is amper klaar gebraai. Dan gaan ons spookwalk en dan gaan ons eet. My maat. En dan kuier ons en dan slaap. Dan kuier ons 'n hond in die bos. Hierdie swembad, ek sal hom sien. Hierdie gras, ek sal hom rol. Ons gaan vanaand 'n duik vat. Ons moet. Ons gaan. Hoekom maar nou nie? My maat. My maat. Alre dames en here, soos ek julle gesê het, ons gaan nou 'n vinnige ietsie net gou ietsie in die maag Ja, sit, ons hè. gaan eens wel 'n wys of die brood hoe dit is om te eet en dan gaan ons gaan. Dan gaan ons aan die spookwalk toe. So, braaibroodjie meester soos altyd. Sy het haarself oortref. So kom ons breek hom gou oop hierso. Oh. Kyk daar die kaas, Lieflik. Kyk hoe lank ek nog. Heerlik. Ah. Ons almal vat gou 'n happie.
Wat sê jy, Jonas? Goed hè? Dis so 'n broodjie moet wees. Is even nie die meeste. Jy weet tomaties. Not again. So, dames en here. Verstik ek wel baie tomatie. Peperkorrel. Eerlik, ek verstik nog altyd. Ag, wel dames en here, so ons gaan gou hierdie broodjies klaar eet. Gaan ons 'n bietjie warm aantrek en dan gaan ons maar Spooky town. Spooky Town, my maat. Ons gaan 'n bietjie gaan spooke gaan uitcheck. Ek wil reageer Jonas, hy's bietjie bang. Ek wil bewe in sy voetjies. Wonderlik. Ja. En dan as ons terugkom gaan ons nou lekker eet. Dan wys ons hoe dit ons gebraai het. Wat sê jy? My maat. Also dames en here, so in die lig van die spooky season is ons nou op pad. Jonas, wat sê jy? Maar net asemhaal my maat. Stressvol, ek paniek is so. Kyk, Nee. ek gaan net geniet saam met julle, maar hou net my oë toe as ek een moet sien. So soos ek gehoor het, is nogals 'n tamelike loopie wat ons gaan vat. Ek gaan vir ons 'n bietjie vertel van die geeste en die spooke en al daai dinge. En ja, ons is opgewonde. Ons het nog nooit by so iets nie. Dis nou Oktober maand. Ons is nou nie groot op Halloween nie, Jonas. Nee, ek dink nee, ons is nie groot daarop, maar ons gaan dit geniet Dit vandag. is die regte seisoen Ja. daarvoor. So ons gaan gou vandag gaan kyk wat daar aangaan. So ons sien julle daar. Ons is nou op pad. My maat. My maat. Nou dames en here, ek wil ook net sê ons van die Braai Adventure span is nie groot op die Halloween storie nie. Soos wat ons verstaan, 'n meerderheid van Suid-Afrika is nie regtig op die Halloween ding nie. Maar wat ek wel wil sê, is hierdie was nie soveel betrokke by die bose en onheil soos wat ons voorheen gedink het in die video nie, of wat ons voorgegee het dat dit moet wees nie. As ek eerlik met julle moet wees, is die meerderheid van hierdie ghost walk, soos wat ons dit noem, 'n baie geskiedkundige walk deur Simonstad, en dit was verskriklik interessant en ons hoop regtig julle geniet dit. Want ja, dit is altyd interessant om meer van die geskiedenis in 'n plek te ontdelf, en ja, Simonstad het nou net 'n bietjie van 'n spookerige geskiedenis, so ons hoop julle geniet dit, my maats. A little girl. Nou basies wat hier gebeur het was, toe ons daar aangekom het ons nog nie mics op die koördineerders gesit nie, en een van die mense het gesê hulle sien 'n klein dogtertjie met Sean, dit het hom taamlik uitgefreek. Dis nogal interessant, né? She likes Sean better. Ja. Sou van jou. The little girl. Wat sê sy? So basies wat nou gebeur het, die man wat die hele ghost story organise het vir ons net laat weet wat inlê vir vanaand, dat ons nogal taamlik ver gaan loop en baie van die geskiedenis gaan leer van Simonstad. En toe het hulle ook aanbeveel dat ons Just Nuisance, wat as julle ietsie weet van Simonstad, sê julle verstaan die storie van Just Nuisance, dat ons sy standbeeld se snoet moet vryf vir goeie geluk. En dan gaan ons nou finally verder gaan met hierdie spookloopie. Wat sê jy, Jonas? Dit skrik vir jou. Ja, maar dit net die Alright. dit Also, ek en jy gaan moet saam Follow me. Jonas? ja, is net al, is net scary, die goed wat hulle vir my gesê het. Wat hulle vir jou gesê sover? So, klein dogtertjie wat langs my staan en goed, en as jy nou vinnig terugdink, is ons het al 'n hele tyd terug, het ons al gepraat hieroor, Vir die dogtertjie. en nou word dit realiteit. Alright, come in close. I promise I don't bite hard. Alright, if you guys have a look at the top of the mountainside there while it's still light, you can see that there's a low building in the dip of the valley there. That used to be a hospital. You can start guessing now as to a couple of reasons why it might have been moved all the way to the top there. It's now the signal school has actually been abandoned, pretty much. There's some squatters up there. But to the right of that, you see that there's a white pinnacle thing with a white cross on top. That is a memorial to the First World War. And next to that memorial is where you'll find Just Nuisance's final resting place. So he lived to about 7 years old, which is not too bad for a Great Dane.
He actually got into a bit of a car accident and suffered quite badly from thrombosis and was slowly starting to become paralyzed. So they ended up discharging him from the Navy, and about a year later they had him euthanized. But he was given a full military burial up there with the white insignia and a bugle and full-on gun salute and everything, which is quite cool. It's really probably the best thing we got going for us here in Simonstown. As I said, he did get married to another Great Dane called Adinda. They actually had a ceremony at the residency, which is where our Simonstown Museum is. And they ended up having 5 puppies. And 2 of those were sold off for the war effort as well. Dames en here, ons is in vir 'n groot verrassing. If you guys have a look on this cell phone tower, there's a black and white ball. This is a replica of an international thing that's called a time ball. It was in the same position, but it was on a block and pulley system. So what would happen was, obviously these days when we go to a new place, our cell phones automatically update to the local time. And back then, in the time of tall ships and whatnot, they obviously didn't have that. And instead of having to send a sailor ashore in a rowboat to find out what the local time was, they would have a time ball ashore that was visible from the bay. And at 1:45 p.m. every day, the ball would come halfway up its mast, just before 1 p.m. to the top, and exactly 1 p.m. every day, the ball would drop, and then they could synchronize the ship's clock with the local port. Now, as we're walking along, a lot of people tend not to look down at the pavement or at their feet. These are all emblems of South African naval ships and ports. It's by the by. Die dogtertjie by my is. My maat, dis net up to theories. Ek dink daar's 'n exact science omtrent. Ja, druk. Is jy nervous? Nee, weer. Man. Hoekom? Jy vra vir jouself die vraag. Thanks, guys. This is the furthest we're going to walk. This is the furthest we're going to walk in this direction this evening. These are the West Dockyard Gates of the Navy. Fun little fact, they actually used to be a little bit further up the road where the road curves over there, on the curve of the wall. And that's also the spot where there was a stream, a freshwater stream, where ships would come and refill their freshwater casks for their passengers and stuff, obviously. Few things, guys, you just want to gather in a bit closer because I'm going to end up going hoarse with the shouting because this part of the road's quite bad. And I'm going to choke my hair, sorry. Thank you. Few things to talk about on this side of town. Let's start off with on the mountainside there, you guys see the white building with the green roof and the little white corpses on top. Looks a bit like a church. That's because it is a church. It's the oldest practicing Methodist church in South Africa. A lot of cool things like that here in Simonstown. Right, then one of my favorite, or the oldest spot actually in Simonstown, the oldest earth number, is the Admiralty House, which is on the board behind me. You guys might have noticed as you're coming into Simonstown, there was a big, beautiful white building with beautiful lawns and a very shiny brass plaque on each of their gates. Probably the most well-kept thing that the Navy does. So Admiralty House started off as like a farmstead, a small farmstead thing. This is in the mid-1700s. Then it eventually got built onto as the Navy's progressed and more important people kept coming and staying there. But it's also being the oldest earth, it's one of the most haunted spots in Simonstown. To this day, allegedly, I don't see ghosts, thankfully. They say that you can see on the staircase where all the portraits of the old admirals are, you can see sailors in the old school uniform standing on the stairs and looking at portraits of past admirals. Then there's also quite a famous, well-documented story about one admiral's wife who went to town to do some shopping for the day, and when she got home, all the staff, the kids and all the animals were outside in a state, and they refused to go back into the building. And they said, no, there's something in the white room overlooking the mountain, and we think it's this room at the back here. This is the road here. Fun fact, there's a fake window on the other side of the building as well.
just to make it look like symmetrical and shit. Anyway, as she went upstairs to investigate, because she was a tough old duck, I guess, when she touched the door handle, there was all your typical manifestations. Door handle was freezing cold. When she opened the door, the room was freezing cold, and the portrait just happened to fall off the wall right next to her, and some wallpaper got violently thrown across the room from the top of the dresser. So it might be a disgruntled housewife ghost in there. Okay, then also in that garden at Admiralty House, there's a replicated bust of a ship called the HMS Flora, which foreshadowing is going to come a little bit later. Nou, soos vroeër in die video, gaan ons ook nou nie die hele entire Ghost Walk met julle deel nie. Ons wil eintlik maar net so 'n paar stukkies met julle deel wat ons die interessantste gevind het, want dit was, glo dit of nie, 'n 2,5 uur walk deur Simonstad. Baie interessant, baie geskiedenis. En ja, ek wil ook nie te veel weggee nie, indien julle wel ook op so 'n Ghost Walk wil gaan in het boek. So as julle in Simonstad gaan en julle stel belang in hierdie tipe goeders, gaan check hulle uit. Ek sal hulle link in die description sit. En ja, ondersteun hulle. Hulle is baie opgevoed, hulle weet presies van die geskiedenis waarvan hulle praat. En is interessant, is lekker om met so 'n groepie mense deur te gaan, stories te hoor. Ja, ek beveel dit aan. Dit is baie interessant. So ja, kom ons gaan na die volgende stukkie toe. Jonas, hoe voel jy oor die Ghost Walks nou? Nou, wie vir die son is op? Dit is lekker. Ek geniet dit. Storieetjies en al daai goed. Oh, yeah, all right. Bit of culture. This is a bronze statue of a leopard that was done by a local artist called Dylan Lewis. His foundry is down in the car park by the yacht club down that way. We're not going to walk past it this evening though. Yeah, but his main, I think he still has a lot of his casts and stuff here, but his main exhibition thing is on a piece of land in Stellenbosch, which I'm dying to go and see. Yeah. Still haven't been. A lot of people don't notice that the leopard is pinning a snake down between its two front paws, which is quite a cool thing to point out to your peeps when you bring them to Silence Town. Right, let's go talk about a pot. No, this is an authentic whale blubber cooking pot. So as I mentioned earlier, there was actually a whale processing station here in Simonstown. It's moved along the coast all the way down to Strand through various towns. Got kicked out of all the various towns because it apparently smells pretty bad when you're processing whale fat and stuff. But they used to actually use quite a lot of the whale, the baleen. Interesting. They used to, the filter thingies that they filter the krill out with. They used to use for women's corsets. And a lot of the houses along the coast here used to sport like whale bones, whale ribs and stuff for their fence posts and things like that. It was also quite a big community thing. Like the whole family joined in. Kids would all sit up on the mountainside, be spotters and things like that. Quite an interesting thing for the community here. Thankfully, whaling was abolished, and we've had a very good whale season in Simonstown last year. There was literally tons of whales in the bay here, which was very cool to see. Starting to pick up now as well. It's different now. It used to be called Monocle and Mermaid, and I used to be the barman. And one day after a long shift, walking down, there's a parking lot down here. Walk down, night like this, kind of bright-ish. I was the only car parked downstairs, walking with my bag, getting to the car, and then I hear like behind me, but running. Now I turn around, instantly wanting to start swinging, thinking now someone's gonna jump up on me. Turn around, I look, there's no one, and it's no cars, nothing. And then I hear running right past me, doesn't stop, keeps running off in the opposite direction. Check okay, no, I didn't trap myself, put my bag back on, and I got in the car and I left. Then also a few times there, things would just go missing, or like you'd feel the little like flick against the ear, or you see something out the corner of your eye, and the one, yeah, probably Touching the bomb. Yeah. Touching the bomb. And the one lady that was there, that used to work there with me, her name was Lungi. She kept saying something the whole time, so I asked my one colleague what it was, and she said no, she's doing like a pray ritual kind of thing to ward off the ghost or whatever. So I said, what do you mean?
And as you said, that heard the same thing, bro. Footsteps, and I see something out the corner of my eye. I just came outside, lit up a cigarette, and I had a question such things above my peg grade. I'll leave that to the little girl that she can communicate with Protector. Oh, thanks for that. That was Wow, awesome. that's interesting. That beer must have been strong, eh? Oh. Fuck, that's cool. Okay. So when the Reeves family moved in, the very first night, Mrs. Reeves experienced something not so cool. As she was sitting in the bath that night, an icy hand descended onto her back and ran its fingers down her spine. So it's the one kinky ghost we got in Simonstown too. But they experienced various, a couple of them could actually see this entity, and one or two of them could also only feel that there was something going on, just like this. So the mother-in-law used to have her skirts twitched and hair pulled and things like that. One of the daughters would wake up at night and see this tall, greasy-looking Englishman looming over her in her bed. And then the real trouble started when Mrs. Reeves had a nephew come and stay. He was sleeping on the couch and violently got ripped out of the bed or off the couch, and this thing tried to strangle him. Nou dit is hoe ver ek kan kom om vir julle die hele spookloopie te wys. Dit was baie interessant, verskriklik baie informasie, baie geskiedenis. Soos ek sê van die begin van ons Ghost Walk dingetjie af, dit was meer geskiedenis oor Simonstad en mense wat daar gebly het en dinge wat gebeur het, as wat dit was 'n bose experience. Ons het dit almal baie geniet. Jonas was so klein bietjie skrikkerig in sy bootjies, maar ek dink overall was dit 'n great experience. En ons sê baie dankie vir die mense dat hulle ons gehad het vir die dag. Ja, ek beveel dit aan, soos ek sê, link is in die bio, gaan check dit uit, en ek dink ons is nou eers klaar met spooke. Ek dink is tyd vir ons om huis toe te gaan, by maats. Also dames en here, so ons is nou klaar met die Ghost Walk. Dit was 'n verskriklike, baie lekker experience. Ek kan vir julle wel sê dat hierdie dorpie wat ons vandag besoek het verskriklik baie geskiedenis. Baie van dit is 'n bietjie aan die spookerige kant, maar ek dink meerderheid van dit is net iets om te leer, iets interessant. En ja, dit was net 'n verskriklik lekker loopie. Dit is 'n lang loopie gewees. Ek dink die manne hier agter, die voete en die kuite, hulle brand nou so 'n bietjie. Cardio day het bietjie vroeg gekom vandag. Maar nee, ek beveel dit aan as jy ooit in Simonstad area is en jy het die geleentheid om te kom bywoon, kom woon dit by. Maar ja, ek dink ons volgende plan nou is ons gaan nou terug na die huise kant toe gaan. Gaan ons nou daai vleisies warm maak, ons gaan nou lekker eet en dan gaan ons sommer nog 'n vuurtjie aansteek in die aand verder geniet. My maats. As my maats, so Jonas, ons nou terug van die Ghost Walk. Hoe het jy hom geniet, ou maat? Ek het hom baie geniet. Maar ek het my nou self honger geskrik. So julle hier kan sien, hier is baie lekker kosie. So ons gaan nou vir ons gou vandag ietsie skep. En sodra ons klaar geskep is, lekker Jonas. Nee, ek kan nou vir my bordjie skep. Sodra ons klaar geskep is, dan sal ons julle groet. En dan is dit die einde van hierdie braai adventure, my maat. Ja. En nou moet ons alweer dink aan die volgende een. Ja, ek dink nou weer aan die, ek wil weer dink aan die kos in my maag, my maat. Maar ja, so kom ons skep gou vinnig vir julle, ons wys gou vir julle wat ons alles het, en dan groet ons julle. My maat. Also julle, ons bordjies is geskep, daar is nog baie vleis. Jonas, jy het vandag omtrent gebraai, my maat, Ek gaan nou eet, my maat. Jy sê jy gaan hierdie bord skep en nog 'n bord kos Stone Cold Said So. Lekker. En die ninja is ook al hier weer vir kos is hierso. So nee, ons het vandag 'n verskriklike baie lekker dag gehad, hè Jonas? En ek dink is net fair dat ons dankie sê, né? Ja nee, ek wil wat dankie sê vir Heather en vir Morney en vir almal hierso. Ek sê baie dankie vir alles. Ja, dit is baie letterlik van ons hier gekom het tot nou toe. Is dit klink ons met liefde en oop arms en dit was net baie lekker. Ja, die gasvryheid was ongelooflik. Ja, die gasvryheid, dis die woord wat ek gesoek het. Die gasvryheid is ongelooflik. Die alles wat hulle vir ons gedoen het vandag was net regtig amazing en ons sê verskriklik baie dankie daarvoor. Jonas, die dag het nou tot die einde gekom. Ek dink ons gaan happy vat vir die kykers. Net so laaste ou skiet. Sit sommer 'n bietjie op my wors. Net so ou versappingkie daarso. Cheers my maat. Wat op? Cheers man. My maat. Ja, dit bly lekker my vriend. Baie. My maat, baie dankie vir al die ondersteuning. Baie dankie dat julle ons hierdie video gejoin het.
En ons hoop julle het dit geniet. En ons sien julle op die volgende Braai Adventures. My maat. Alright.